almal hierso. Net die volume 'n bietjie harder sit, laat almal my mooi en duidelik kan hoor. Maar voor ons begin sê ek in die naam van Jesus Christus, baie welkom hierso. Wat 'n besondere voorreg actually vir elkeen van ons wat hier is vanoggend. Want dit is hoe God dit beskik het. En nie 'n mens nie, maar God alleen het dit beskik en gesorg dat jy hier is. Want daar is 'n spesifieke rede hoekom. Want hy wil so hê, en daai smagting van God ons Vader, is dat jy die woord vanoggend moet hoor, en dit aanneem in jou hart, ten alle tye, om vir jou nuwe krag en lewe te kan gee, vir die week wat voor lê. Maar kom ons maak net die oë toe, dat ons net die seën van die Heilige Gees en van God ons Vader vra. Ons almagtige God en Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie, dat ons hier saam kan vergader, as een groot geestelike familie, om te kan sê, dankie God, vir nog 'n dag, wat U ons gespaar het. Deur die nag het U ons beskerm, en ons kan net sê, o Heer, hoe wonderlik is dit om te weet, dat die engele om ons is. O Heer, ons weet ook die smagte, en die hartseer, waardeur baie mense gaan, en ons vra vir U, mag U hulle pyn verlig. Ons het vanoggend verneem, o Vader, van 'n seun wat veg vir sy lewe na 'n inbraak. En ons vra vir U, o God, wees saam met hulle. Maar ons weet U is daar. En U sal die pyn verlig. Want alle krag lê by U alleen. Ons sê vir U baie dankie, Here, dat U altyd daar is. Dat U altyd na ons sien. U kyk altyd op ons neer, met liefde, maar ook met pyn. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Mag die woord vervul word, wat U op ons harte gelê het die afgelope paar weke. En ons sê vir U dankie, Jesus Christus. In Jesus naam. Amen. Die Here het dit op my hart gelê om oor 'n baie sensitiewe saak te praat. En dit gaan oor, as jy tot sterwe kom, wat dan? Ons moet baie mooi besef, heel eerste, hoekom God jou geskep het, en hoe het God jou geskep? Die mens is voorwaar die kroon van God se skepping, en God het hom gemaak. Onthou net, God sien alles. Prediker 7 vers 20 sê ook, want daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen, sonder om te sondig nie. Wat nou as mens tot sterwe kom, is die vraag. Maar voor dit wil ek hê, ons moet net luister na hierdie een spesifieke liedjie, wat Bernice West sing, die oog. Want God sien alles raak wat jy doen. Moenie dink jy kan iets doen sonder dat God dit nie sien nie. En die liedjie het ons gespeel op die Vrouedag. En die kinders het gedans daarop. En dit is so pragtig. Maar ek wil hê, almal moet nou net bietjie vir 'n oomblik stil sit en net na die woorde luister. Om net te kan besef dat jy kan niks wegsteek vir God nie. Want God sien alles wat jy doen. Van jou werk, van jou slaapkamer tot in jou kombuis. Moenie dink dat jy iets kan doen nie, en dit onder die mat vee nie. Of vee dit onder die mat, God sien dit nog steeds. Maar kom ons luister nou na daai liedjie van die oog deur Bernice West. Ons vra nou om verskoning dat hy nou nie connect en dit nie, maar okay, ons gaan nou maar voort sonder musiek vandag. Tot stof sal jou liggaam terugkeer. Die vraag is, wat word van my siel? Want jou siel is onsterflik. Die liggaam vergaan. Daardie onsterflike deel van jou en my, waar sal dit heen gaan na hierdie lewe? Die woord leer ons dat daar twee plekke gereed maak
is vir die mens in die hiernamaals, naamlik die hemel, soos ons dit ken, 'n vermaakte plek waar God in sy heerlikheid woon en geen sonde is nie. Openbaring 21 vers 9 tot 27 verduidelik ons die pragtige nuwe Jerusalem. En ek glo dit is die hemel. En die hel wat die buitenste duisternis is, wat gereed gemaak is vir Satan. Sy engele wat in opstand is teen God en sy seun Jesus Christus. Openbaring 20 vers 10 sê dit duidelik, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profete is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Ja. As 'n mens baie mooi hierna kyk, die dag toe God die mens geskape het, in Genesis sê dit so baie mooi. Hoe het dit gebeur, dat jy as mens 'n siel gekry het? Die dag toe God die mens gemaak het, en dit staan so mooi in Genesis, nadat hy die mens gevorm het, het hy God sy asem in die mens se neus geblaas. En daardeur het jy 'n siel gekry van God. Wonderlik is dit om te weet dat God vir jou so omgee, wat hy gevorm het, dat hy sy asem ingeblaas het in jou. En daardeur het jy 'n siel gekry. En dit is hoekom die liggaam vergaan, want tot stof sal jy weer gaan. Maar jou siel sal nooit gaan. Jou siel is onsterflik vir ewig en altyd. Baie mense vra maar, hoe is dit moontlik? God het dit spesiaal gedoen, want hy is lief vir jou. En dit moet jy baie mooi verstaan, dat jou liggaam soos hy is, moet jy aanvaar. Want elke ene is individueel geskape. Niemand van ons lyk dieselfde na 'n ander mens. Maar ook jou siel is individueel. Jou siel, kan jy maar sê, is jou persoonlikheid. Die manier hoe jy optree, hoe jy lyk, wat jy gee in jou hart. En dit is so pragtig om te kan weet dat God het jou geskape soos wat jy is. Baie mense is ontevrede hoe hulle lyk. Baie sê nee, ek is te vet, ek is te maar. En my neus is nie lekker nie, my ore is te groot. Maar God het jou so gemaak. So, kry daai vrede in jou hart. Want dit is hoe God wil hê jy moet lyk, nie jy nie. Jy weet, dit is vir my so baie hartseer, en ons sien dit baie keer oor see, wat mense gaan vir plastische chirurgie, en dan lyk hulle mooi vir die eerste paar weke, en daarna, ek het nou die dag weer foto's gesien van vrouens en mans, wat gegaan het om hulle lippe te doen. Jo, laterland, na 'n paar weke, maande, dan lyk daai lippe of dit ballonne is wat opgeblaas is. En dan vra ek altyd vir myself die vraag, kom is jy nie tevrede met wat God jou gemaak het nie? Want jy is soos jy is. Dis God wat jou gemaak het. Hoekom wil jy nou gaan mors en dinge doen om jou beter te laat voel en hoe jou liggaam lyk? Vir wat?
Actually, as jy dit doen, is jy besig om in te meng met God se skepping. God wil nie hê jy moet inmeng met sy skepping nie. Dan kry jy ook hierdie manse wat hulle gaan nou deesdae en dis nou die nuwe dinge wat nie hulle met six-packs het, maar die oefeninge help nie. Hulle arms moet so groot wees. Hulle gaan blaas hulle self op met inspuitings en dit. Hoekom? Hoekom? Vir wat? Jy meng jouself in met hoe God jou geskep het. Wees tevrede met jou liggaam soos wat hy is. En dan kom ons nou by daai gedeelte. As jy tot sterwe kom. Wat word van jou siel? Is jou lewe reg? Vir hiernamaals? Of vir die hel? En dit is 'n vraag wat elkeen spesifiek moet afvra. En ek sê altyd, moenie wag vir tot nommer 99 nie. Want jy weet nie wanneer is jou tyd nie. Jou tyd kan nou wees. God kan jou nou wegneem. En as jou lewe regtig waar reg teenoor God? Is jy reg vir dit wat voor lê? Ons kan baie vrae vra individueel. Here, terwyl ek hier op aarde is, lei ek my pad soos U dit wil hê. Nie soos ek, maar soos U dit wil hê. Want God, U het my geskape, U het my 'n siel gegee vir 'n spesifieke rede. En daai rede, heel eerste, is om U in my lewe te hê ten alle tye. Nie net in tye van swaar kry nie. Nie net tye wanneer dit goed gaan nie, maar ten alle tye. In al my doen en late. Is ek 'n voorbeeld vir God? Jy weet die mense het daai tyd vir Jesus gevra. Toe Jesus op aarde is. En ek haal dit uit Johannes 6 vers 28 en 29. Vra hulle toe vir Jesus, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? En Jesus het geantwoord, wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. God se seun Jesus Christus, die lam. Glo jy werklik waar in Jesus Christus? Of is dit maar net 'n rympie wat jy opsê? So maklik omdat jy kan nie in die straat loop en jy vra sommer vir 'n dronkaard. Glo jy in Jesus Christus? En dan sê hy sommer vir jou ja. En dan vra ek myself, ek is nie daar om te oordeel nie. Nou as jy Jesus Christus regtig waar in jou lewe het, gaan jy aan soos 'n dronkaard. Wat die woord sê van my, 'n dronkaard sal nie in die hemel kom nie. 'n ryk man sal ook nie in die hemel kom nie. Dis wat die woord sê, nie ek nie. Die woord sê dit vir my uitdruklik. 'n dronkman en 'n ryk man sal nie in die hemel kom nie. Maar weer eens kom dit op daai ding. Mense werke. God sê nie vir jou jy mag nie drink nie. Hoor wat ek sê? God sê nie jy mag nie drink nie. Jesus het water in wyn verander. Die woord sê verder. Drink liewer 'n glasie wyn
om die ongesteldheid van jou maag te doen. Maar, dit kom daar neer. Perke! Wanneer moet jy stop? En ek praat nie net van drank nie. Ek praat van rook, ek praat van die mense wat verkeerde dinge doen in die lewe. Want die woord sê ook, daar is nie een van ons wat nie sondig nie. Ons is nie volmaak nie. Nie een van ons nie. Onthou net een ding, waar begin sonde eintlik? Sonde is nie daai bottel wat daar staan, vol brandewyn. Dis nie daai pakkie sigarette wat daar staan nie. Sonde begin met die gedagte. Met die gedagte. Hierdie mense wat so baie skinder. Wow, mense, God haat dit. God haat 'n geskinder. Maar jy moet ook nou verstaan. Teregwysing is nie skinder nie. Skinder gaan daaroor dat jy uitgaan om iemand regtig waar te verneder, te vertrap. In plaas van om die hand uit te reik en te help op te lig. En nou as jy tot sterwe kom, al die goeie, onthou net, jy individueel gaan voor God staan. Niemand anders nie. Jy. Terwyl jy hier op aarde is, moet jy baie mooi besef, dat jy is 'n bevoorregte mens. Uit genade is jy reeds op aarde deel van God se koninkryk. Die mens het 'n vrye wil. Dis waar die keuses inkom. Doen jy reg, doen jy verkeerd. Wat die lewe betref, kan die mens net van gebruik maak van dit wat God daar gestel het. Sonder God kan lewe nooit bestaan nie. Jou liggaam, jou asemhaling ensovoorts. Jesaja 65 vers 17 en 18 stel dit baie duidelik. Ek gaan 'n nuwe aarde skep en dit word nou verwys na die nuwe hemel, die hiernamaals. Aan die wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie. Hulle sal nie meer onthou word nie. Net die offer van Jesus Christus, die lam van God, is voldoende om jou sonde weg te neem. Sy bloed alleenlik, wat jou witter as sneeu. Julle almal ken die gelykenis van Lazarus en die ryk man uit Lukas uit. Hy was 'n bedelaar buite die ryk man se huis gesit. En die ryk man het elke dag verby hom geloop en hy het vir hom gesê, "Wat soek jy?" Die ryk man het net gevra vir sy arms, hande net so 'n bietjie bak gehou, gee my net iets om te eet. En hy is geskel en hy is weggewys. Hy het gesterf. Hy het in die hemel beland. Die ryk man het in die hel beland. En toe hy in die hel beland, toe vra hy, maar kan daai bedelaar nie net vir my 'n bietjie water bring?
net dat ek 'n bietjie water op my lippe kan voel nie. En daar is vir hom gesê, sorry. Die wat in die hemel is, kan nie help die wat in die hel is nie. Toe gaan hy ryk man verder en hy sê, nou verstaan ek. Maar asseblief, kom ons stuur net iemand na my familie toe, om hulle te waarsku. Hulle moet nie dieselfde pad volg as ek nie. En die antwoord was baie duidelik. Daar sal geen kommunikasie wees as jy dood is na die mense op aarde. Hard. Baie harde goed. En dit is so wonderlik om net te kan wees dat God gee jou daai geleentheid nou om jou lewe reg te kry. Onthou net, jou lewe moet ingestel wees ten alle tye op God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dan kan jy 'n lewe loop saam met God. Om in die oggende op te staan en jy is beduiweld, jy het nie lekker geslaap nie, jy het nie 'n glimlag op jou gesig nie, jy dink net aan die worries wat voor lê, dit bring nie vreugde vir God nie. Die dag as jy jou oopmaak, en jy sê vir jou vrou, jou geliefde, ek is lief vir jou, en jy sê dit uit die hart uit, en jy sê dit met 'n glimlag, jou hele dag is 'n wonderlike dag. Ongeag wat gebeur, jy gaan deur met dit, want die Heilige Gees is met jou. En daai Heilige Gees, jou siel, moet saam connect as een. Die Heilige Gees is altyd by jou. Laat jy toe dat hy jou lei. Want hier op aarde, dis 'n voorbereiding vir dit wat voor lê in die hemel of in die hel. Die keuse is joune. Ons moet baie mooi ook besef, mense, wat is jou doel vir jou as individueel, terwyl jy op aarde is? Wat is jou doel? Baie mense is so maklik om te sê, ja, maar kyk, hoe kry ek smaak? Ek het nie vreugde in my lewe nie. Ek het nie die nie, ek het nie daai nie. Onthou een ding, God gee. Ekskuus. God gee aan elke mens wat hy wil hê, jy moet hê. Hy gaan jou nie meer gee nie. Ek onthou die dag, daar's ouens wat nou bid deesdae omdat hulle soek baie geld. En hulle bid. En hulle bid al vir 30 jaar. Bid hulle. Hoorie, ons soek regtig waar baie geld nou. Ons het geld nodig. Vir 30 jaar bid hulle. Maar niks gebeur nie. En hulle hou aan bid. Sorry, en ek sê dit reguit, daai mense speel met God. Hulle voel hulle self. God sê in sy woord uitdruklik, vra en jy sal ontvang, maar dit sê nie, maar jy dit gaan dit hier op aarde ontvang nie. Hier op aarde gee God net dit wat jy wil nodig het. As God vir jou BMW wil gee, dan gee hy dit vir jou. As hy wil hê jy met jou voete loop, dan sê jy met jou voete loop. Hy het nie 'n kar gegee aan Jesus nie. Jesus het met 'n donkie in beweeg in Jerusalem. Verder het hulle geloop.
kamele mat wat hulle kon gery het, maar nee. God het jou hele lewe beplan, vanaf hy sy asem in jou ingeblaas het. Verstaan dit nou baie mooi. En jy gaan dit nie verander nie. Jy kan vra en vra. Maar God sal vir jou gee wat hy regtig wat dink, het jy nodig. As God wil hê dat jy skatryk moet wees, dan gaan hy dit vir jou gee. Maar hy gaan dit ook wegneem van jou as jy dit nie reg gebruik volgens hom nie. Alles wat God vir jou gee, gee hy uit liefde uit. Moenie dink dit is omdat ek dit verdien. Alles wat jy kry in die lewe is uit genade van God ons Vader. Niks anders nie. En dan kom jy tot sterwe. Waarna toe gaan ek? Baie mense vra daai vraag. Hoe is dit moontlik? Hier is ek sterf nou. Gaan ek weet wat gaan gebeur met my siel? Gaan ek weet? Hoor hierso. Hoor nie, as jy dood is jy dood. Verstaan baie mooi. Jou liggaam is daar. Dit gaan tot stof. Die dag as jy jou asem uitblaas, is jy nie meer deel van die aarde nie. In 'n breekdeel van 'n sekonde is jy weg. Jou siel is terug na die Vader toe. En die Vader daar sal besluit waarna toe jy gaan. Ek sê nou die dag weer vir iemand, hoekom worry oor die dood? Hoekom? Ek weet waarna toe ek gaan. Ek weet ek is nie volmaak nie. Ek het ons almal het foute. Maar my lewe met God is reg. My lewe met Jesus is reg. Ek het Jesus aanvaar. Bly ek sonder sonde? Nee. Jesus sê self, jy sal nog steeds sonde doen. Niemand hier op aarde is volmaak nie. Niemand nie. Is maklik om te sê, skalk, daai ene het my gepla. Geslap hom vir my. Skalk is hier uit, hy hardloop, hy gaan slaan hy ou. Wie neem verantwoordelikheid? Ek. Want ek het daai sonde gepleeg. Hy het die daad gedoen. Maar hy gaan ook rekenskap moet gee vir dit. En die groot vraag mense is jy moet baie mooi besef. Wanneer toe gaan jou siel? Maar die woord sê uitdruklik, daar's nie twee plekke. Daar's nie 'n middelpunt nie. Dis hier hiernamaals, die hemel. Of dit is die hel. Waar wil jy wees? Waar wil jy wees? En dis hartseer om te dink, omdat baie mense dink nie eers daaraan nie, hulle gee nie eers om nie. Baie aanvaar maar net 'n woord, ag, dis my life. Wat? Hoe sê hulle altyd? Ag, it's life. So what? So what? Daai so what gaan jou nêrens bring nie. En jy weet, dit is so bitterlik maklik om jou lewe reg te maak met God. In Oranje het hulle nou die dag een van die mooiste geestelike gebede gehad wat kon plaasvind in Suid-Afrika. Elke ene is 'n stukkie papier gegee. En individueel het hulle gesê, skryf jou sondes neer. Maak jou lewe nou reg. En daai papier, nadat elke ene hulle sondes neergeskryf het hulle daai papier gevat na 'n brandende vuur toe. En daai papier in daai vuur gegooi. Mense, ons almal weet hoe lyk 'n papier wat verbrand is. Dis as. En so werk dit by God. As jy jou sonde bely het, en jy het Jesus Christus aanvaar in jou lewe, is dit as. Daai papier is blank. Daar staan niks op. Niks. Dis skoon.
Jesus sê verder, en hy het dit vir soveel mense gesê, as jy jou sonde bely het, stop, doen dit nie weer nie. Baie mense het die verkeerde indruk en skepping van dit. As jy een keer daai sondes bely het, dis as, dit staan nie meer in die boek geskrywe nie. God het jou vergewe, deur Jesus Christus. Pleeg jy weer 'n sonde, doen dit weer. Vra hom weer om vergifnis. Maar as jy nie weer 'n spesifieke sonde gepleeg het nie, moenie aanhou om weer daaroor te bid nie. Want jy mors God se tyd. Want God sê reguit, ek het jou dan reeds vergewe, hoekom vra jy my aanhoudend, ek moet jou vergewe vir dinge wat 20 jaar terug gebeur het? Vir wat? Baie kerke is deesdae so ingestel omdat jy moet aanhou en aanhou en aanhou en aanhou, elke keer dieselfde sondes oor en oor bely, en Jesus het jou al 50 jaar terug vergewe. Vir wat? Hoekom? Nou sterf jy. Jy gaan alleen daar voor God staan en God gaan vir jou vra, wat het jy met my seun gedoen? Dis die belangrikste vraag in die hele woord. Wat het jy met my seun Jesus Christus gedoen? En daar is net 2 antwoorde. Net 2. Ek het hom aanvaar of ek het hom verwerp. En ek sê vir julle, dis nie wat ek sê nie. God sê dit. As jy nie my seun aanvaar het nie, sorry, jy gaan hel toe. Klaar, finish. Baie mense het die indruk dat Jesus het 'n wonderlike lewe gehad op aarde. Hy het nie bekommernisse gehad nie. Hy het nie ge-worry nie. Hy het net die lewe elke dag gehad. Kom ek sê vir jou, die woord vertel my anderste. Jesus het self met bloed het hy gebid vir sy Vader. Hy was ook bekommerd. Hy het nie 'n huis gehad om in te slaap nie. Hy het in bosse geslaap. Tensy iemand hom uitgenooi het om daar te slaap. Wie is ek en jy om beter te wees as hy? Ons kan. Ons sal nooit kan. En nou as hy sterf, wat gaan gebeur met jou? Onthou,